Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 12de Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: Bafana begin met 'n verloor van 0-2 teen die reusespan Mexico. Jou volle storie is hier. Nog stories: xenofobie in KZN Malawi strek. Met lange kommissie Valkelid nou ondervra. Protea afrigter vertrou sy span vir die T20 Wêreldbeker. Stormers verloor nog 'n belangrike speler. Bafana het hulle eerste wedstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker met 2-0 teen die gasheerland Mexico verloor. Die wedstryd is in 'n gespanne atmosfeer gespeel en is gekenmerk deur 3 rooi kaarte. Mexico het vroeg die voortou geneem toe Julian Quinones die openingsdoel aangeteken het. Raúl Jiménez het later in die tweede helfte die telling verdubbel om die wedstryd buite Suid-Afrika se bereik te plaas. Bafana se taak is verder bemoeilik toe 2 Suid-Afrikaanse spelers, Siphelele Sithole en Themba Zwane, met rooi kaarte van die veld afgestuur is. Mexico het ook 'n speler, Cesar Montes, verloor nadat hy laat in die wedstryd afgestuur is vir vuil spel. Die Suid-Afrikaners moes dus die grootste deel van die tweede helfte met 9 spelers klaargekom het. Die nederlaag plaas druk op Bafana om in hulle volgende groep A wedstryde teen die Tsjechiese Republiek en Suid-Korea punte te behaal om hulle hoop op 'n plek in die uitklopfase lewendig te kan hou. Valkelid, slegs bekend as getuie U, het tydens die Madlanga kommissie van ondersoek ernstige beweringe in die gesig gestaar. Daar word beweer hy probeer om 'n onwettige operasie te wettig deur korrupte optrede rakende gekonfiskeerde kokain. Volgens getuienis wat voor die kommissie gelewer is daar vrae oor hoe die beslagleggende dwelms hanteer is en of prosedures doelbewus omseil is. Die kommissie ondersoek beweringe van korrupsie, magsmisbruik en moontlike betrokkenheid van wetstoepassers by onwettige aktiwiteite. Die aantuigings is nog deel van ondersoekprosesse en geen finale bevindings is tot dusver gemaak nie. Die polisie het 12 vermeende perlemoenstropers in Kaappunt in hegtenis geneem tydens 'n operasie wat gemik was op die bekamping van onwettige visserybedrywighede. Die verdagtes is glo betrap met 'n groot hoeveelheid perlemoene wat vermoedelik onwettig uit die see gehaal is. Die perlemoenstropery bly 'n ernstige probleem langs die Suid-Afrikaanse kuslyn en veroorsaak groot skade aan mariene hulpbronne. Owerhede sê hulle sal voortgaan met streng optredes teen syndikaate en individue wat betrokke is by die onwettige handel in perlemoen. Die beslagleggende perlemoen is vir verdere ondersoek oorhandig terwyl die verdagtes na verwagting binnekort in die hof sal verskyn op aanklagtes wat verband hou met die onwettige besit van oes van mariene hulpbronne. Die ondersoek duur voort om vas te stel of die groep deel vorm van 'n groter stoopreis syndikaat. Volgens Ian Cameron is geen polisiebeampte ongeag rang of posisie verhewe bo die wet nie. Cameron het beklemtoon dat alle lede van die polisiediens aanspreeklik gehou moet word vir hulle optredes en dat enige beweringe van korrupsie, misdaad of magsmisbruik deeglik ondersoek moet word. Hy voer aan dat die publiek se vertroue aan die polisiediens slegs herstel en behou kan word wanneer wetstoepassers dieselfde wette gehoorsaam wat hulle veronderstel is om af te dwing. Cameron sê verder dat deursigtigheid, aanspreeklikheid en onafhanklike ondersoeke noodsaaklik is om integriteit binne die veiligheidsdienste te verseker. Hierdie standpunt kom te midde van voortdurende debat oor beweerde wangedrag en korrupsie binne sekere gelede van die polisiediens, waar daar toenemende oproepe is dat oortreders sonder vrees of guns vervolg moet word. Volgens die jongste berigte het Iran beloof om terug te slaan nadat die Verenigde State nuwe lugaanval op Iranse teikens uitgevoer het. Die Amerikaanse aanvalle volg nadat Washington beweer het dat Iran verantwoordelik was vir die neerhaling van Amerikaanse Apache helikopter naby die straat van Hormuz. Iranse amptenaar het gewaarsku dat verdere Amerikaanse optredes ernstige gevolge vir hierdie streek kan inhou. Intussen het Iran reeds aanval op die Amerikaanse militêre fasiliteite en bondgenote in lande soos Bahrein, Kuwait en Jordanië opgeëis as deel van sy verdedigingsoptredes. Die situasie bly uiters gespanne met beide kante wat mekaar dreig, terwyl diplomatieke pogings om 'n groter oorlog te voorkom steeds voortduur. Kenners waarsku dat verdere aanvalle aan die konflik in die Midde-Ooste aansienlik kan laat eskaleer. Die Vrystaatse premier Makwethu Mathe het in 2026 sterk uitsprake gemaak oor Mangaung Metro se swak diensleweringe en administratiewe probleme. Die kern van die Roskam oor Mangaung is in haar 2026 State of the Province Address, oftewel SOPA, het die premier uitdruklik gesê, die toestand van munisipaliteit in die Vrystaat is nie bemoedigend nie. Die probleme sluit in swak finansiële bestuur, swak bestuurstelsels en stabiliteit,
onvoldoende basiese dienslewerings. Sy beklemtoon dat hierdie probleme direk mense se daaglikse lewens raak, veral in metros soos die Mangaung. So wat beteken spesifiek vir Mangaung? Uit haar beleid en toesprake lyn volg dat op Mangaung spesifiek onder druk is, water- en sanitasieprobleme, agterstallige infrastruktuur soos paaie, riool en instandhouding, swak munisipale bestuur en kapasiteit, stadige reaksie op klagtes van inwoners. Sy het gekoppel aan die breër plan om 2026 te maak die jaar van beslissende optrede om plaaslike regering reg te kan ruk. Die premier se standpunt is nie net kritiek nie, dis 'n waarskuwing. Munisipaliteite moet of verbeter in dienslewering en bestuur of die provinsiale regering gaan sterker ingryp. Meer as 3000 Malawiese burgers, waaronder honderde kinders, het in Durban, KwaZulu-Natal skuiling gesoek en wag tans om na Malawi teruggestuur te word weens toenemende xenofobiese dreigemente en geweld in verskeie dele van Suid-Afrika. Die groep woon tans in tydelike kampe nadat hulle huise en besighede verlaat het uit vrees vir aanvalle. Volgens berigte het talle buitelanders gesê dat repatriasie die enigste veilige opsie is nadat anti-immigrante groepe druk geplaas het op ongedokumenteerde buitelanders om die land voor 30 Junie te verlaat. Die Malawiese regering het reeds planne aangekondig om sy burgers wat vrywillig wil terugkeer te help. Ander lande soos Nigerië, Mosambik en Ghana het ook begin om hulle burgers uit Suid-Afrika terug te neem te midde van hierdie spanning. President Cyril Ramaphosa het die xenofobiese geweld veroordeel en beloof dat daar streng opgetree sal word teen groepe wat geweld en wetteloosheid sal aanhit. Hy het beklemtoon dat immigrasiewette deur die staat afgedwing moet word en nie deur waaksaamheidsgroepe nie. Die situasie bly gespanne met duisende migrante uit verskeie Afrika lande wat onseker is oor hulle toekoms in Suid-Afrika. 'n 22-jarige hoërskoolleerling is in hegtenis geneem nadat 'n video op sosiale media versprei is waarin 'n bewering 'n 21-jarige vrou tydens 'n voorval in Bloemfontein aangeraak het. Die verdagte is aangekla en sou op 12 Junie 2026 in die Bloemfonteinse Landershof verskyn het. Volgens die Suid-Afrikaanse Polisiediens ondersoek die polisie die saak en versoek hulle die publiek om kalm te bly terwyl die ondersoek sy gang gaan. Die SAPD het beklemtoon dat alle vorme van geweld ernstig opgeneem word en dat geregtigheid sal moet geskied. Indien die voorval wel uit padwoede ontstaan het, dien dit as 'n voorbeeld van hoe vinnig konflik op die Suid-Afrikaanse paaie kan eskaleer. Kenners waarsku gereeld dat aggressiewe optrede tussen motoriste tot ernstige beserings of selfsterftes kan lei. Die ondersoek duur voort en verder besonderhede sal verwagting bekend gemaak word wanneer die hofverrigtinge begin het. Die Protea vroue se afrigter, Mandla Mashingiye, het die afgelope tyd herhaalde sy vertroue in die span uitgespreek en beklemtoon dat hulle gereed is om geskiedenis te maak in groot internasionale toernooie. Hy sê die span is mentaal en fisies gereed vir groot kompetisies soos wêreldbekers en T20 toernooie. Die fokus is op vertroue, eenheid en konsekwente prestasies. Hy beklemtoon dat die span nou nie meer net ontwikkel nie, maar moet begin wen op die groot verhoog. Sy algemene boodskap is, Mashingiye se benadering is baie duidelik. Trust die proses, speel eendag wedstryd op 'n slag, glo dat die span trofees kan wen en nie net meeding nie. In die wedstryd tussen die Bulls en die Glasgow Warriors op Murrayfield het Handré Pollard verskeie strafskoppe gemis in die tweede helfte. 3 opeenvolgende strafskoppe in 'n kritieke fase ook gemis. Nog 'n paar laatpogings gemis terwyl die Bulls die wedstryd probeer beheer het. Hy het wel ook sommige skoppe oorgeskop, insluitend vroeë punte in die belangrike bydraes in die spelbeheer. Ten spyte van die gemiste skoppe het die Bulls steeds met 22 teenoor 21 punte gewen. So wat beteken dit? Dit was nie 'n tipiese kliniese Pollard skopvertoning nie. Slaap beskryf het as onkarakteristieke gemiste skoppe in 'n hoë druk wedstryd, maar dit het nie die wedstryd vir die Bulls gekos nie. Die Scarlets van Wallace het amptelik bevestig dat die Stormerslot Alex Groves by hulle aansluit vir die 2027 seisoen. Hy is deel van hulle nuwe versterkers in die voorhuisslot omgewing om die engine room te versterk. So wat beteken dit vir die Stormers? Dis inderdaad 'n spankapasiteit terugslag vir die Stormers se afrigtingspan onder leiding van John Dobson. Slotte is 'n kritieke posisie vir lynstaande, fisiese druk en vaste fasette, rotasie en lang toernooie soos die VRK. Groves het nog nie as 'n superster vasgehaak nie, maar hy word gesien as ontwikkelende jong slot, nuttig in diepte van die groep en sy skuif is ook 'n deel van 'n groter patroon waar Suid-Afrikaanse spelers oor see beweeg vir meer speeltyd en kontrakwaardes. Die Suid-Afrikaanse naloper, Sinesepho Dambile, het Woensdag aand 'n uitstekende vertoning gelewer deur die tweede plek van mans in die 200 meter by die Oslo Diamond Liga byeenkoms in Noorwe te behaal. Hy het die eindstreep in 20.12 sekondes oorgesteek. Die wedloop is gewen deur die Olimpiese kampioen Letsile Tebogo van Botswana, wat 'n seisoenbeste tyd van 19.84 sekondes aangeteken het. Jeremy Richards van Trinidad en Tobago was derde in 20.50 sekondes.
Dambile se prestasie bevestig sy goeie vorm in die 2026 seisoen. Dit was sy tweede agtereenvolgende tweede plek op die Diamond Liga baan, nadat hy ook onlangs in Stockholm as naaswender geëindig het. Met sy konsekwente vertonings wys Dambile dat hy een van Suid-Afrika se voorste medalje aanspraakmakers in die 200 meter is, na mate die internasionale atletiek seisoen momentum begin opbou. Die Nederlandse ultramarathon kampioen Piet Wiersema sê geen atleet kan as gewaarborgde wenner van Sondag se Comrades Marathon beskou word nie, aangesien die kompetisie van die jaar besonder sterk gaan wees. Wiersema het in 2024 op wedloop gewen en verlede jaar slegs 5 sekondes agter die verdediger en kampioen geëindig. Hy meen verskeie atlete het 'n realistiese kans om die titel te wen. Volgens hom sal ervaring, wenstrategie en die vermoë om die uitdagende roete tussen Durban en Pietermaritzburg te hanteer 'n groot rol speel in die uitslag van die wedloop. Die verdedigende kampioen, Tete Dijana, word steeds as een van die gunstelinge beskou, maar Wiersema, asook ander sterk aanspraakmakers, soos Edward Matiwi, sal alles in die stryd werk om die gesogte kroon te verower. Meer as 21.000 atlete word verwag om Sondag aan die wêreldbekende ultramarathon deel te neem, wat beloof om een van die mees mededingende Comrades wedlope van die afgelope paar jaar te wees. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Diana Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1327, Polokwane 923, Lephalale 1026, Mbombela 926, Mahikeng 924, Pretoria 1023, Johannesburg 1122, Ermelo 721, Kalahari 1122, Gaborone 1126, Richards Bay 1431, Pietermaritzburg 928, Durban 1429, Port St Johns 1327, Pongola 1332, Maputo 1731, Bethlehem 518, Bloemfontein 619, Alawal Noord 620, Welkom 922, Vryburg 925, Kimberley 1020, Appington 1019, Prieska 919, Springbok 612, Karasburg 1019, Keetmanshoop 1123, Mariental 1229, Alexanderbaai 1015, Brandvlei 813, Loederitsbaai 1523, Vredendal 1018, Kaapstad 1217, Sutherland 2-8, George 9-14, Jeffreysbaai 1217, Geberra 1118, Grafreinet 817, Kapogilas 1116, De Aar 8-16, Molteno 6-15, Beaufort West 9-16, Oos-London 12-20, Mabalane 15-31 grade Celsius in die middag. Ons verkorte weervoorspelling vir vandag lyk so: die Weskaap koud tot koel met gedeeltelike wolke en enkele buie, veral in die suidwestelike dele. Die Noord-Kaap koel en gedeeltelik bewolk langs die kus, andersins mooi weer. Die Oos-Kaap provinsie koel tot koud met gedeeltelike wolke en geïsoleerde ligte buie langs die kusgebiede. Die Vrystaat mooi en koel, maar koud langs die Lesotho grens, later gedeeltelik bewolk in die weste. Gauteng sonnig en koel tot matig warm, Noordwes mooi en koel weer word verwag. Die Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk met oggendmis in die ooste, andersins aangenaam. Mpumalanga oggendmis langs die plateaurand en Laagveld, later mooi en koel tot warm in die Laagveld. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met koel tot matige warm met sonnige tye. Die waarskuwing baie koue nat winderige toestande word in dele van die Weskaap en suidelike Noord-Kaap verwag. Die markaanwysers vir die dag lyk so: die rand verhandel teenoor R16.50 teenoor die Amerikaanse dollar. 'n pond kos R22.01, 'n euro kos R19.01, die Australiese dollar kos R11.52, 'n yen kos 10 sent. Platinum kos $1,681, palladium kos $1,259, goud kos $4,081 per fyn ons, silwer kos $64.15, Brent ruolie per vat is $93.10. Gedagte vir die dag: gaan die dag tegemoet met geloof, hoop en dankbaarheid. Die klein tree wat jy vandag gee, kan môre groot verskille maak. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en naweek word vir almal toegewens.